Julle is tot vryheid geroep. Moet nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle lewe deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Ons is geroep tot vryheid, maar dit beteken nie dat ons kan doen net wat ons wil nie. Ons dink omdat ons vrygekoop is deur die Here Jesus Christus se sterwe en opstanding uit die dood, dat ons kan doen wat ons wil. Maar Paulus beskryf duidelik hierso in Galasiërs 5, dat doen wat jy wil nie deel is van die Christelike lewenswandel nie. Hy sê daar's 'n stryd binne in elkeen van ons, 'n tweestryd tussen ons gees en ons vlees. En die gees wil hê dat ons die mooi en die regte dinge moet doen, en die vlees soek allerlei ander dinge. Die doen wat jy wil pas in by die vleesdeel, maar die geesdeel maak eintlik dat ons doen wat God wil hê ons moet doen. Die wêreld lyk soos wat die wêreld lyk omdat mense doen wat hulle wil. Omdat mense begin het om die Bybel heeltemal te verander, om te skryf soos wat dit hulle pas. Sonde is nie meer sonde nie. Verkeerd is nie meer verkeerd nie. Anything goes is die manier hoe mense vandag lewe. In baie kerke word daar hierdie feel-good teologie gepreek. Solank jy net goed voel oor jouself, kan jy doen net wat jy wil. En dit is verkeerd. Dit is nie Bybels nie. Ons dink aan mense se emosies en ons wil nie gevoelens seermaak nie. En daarom keer ons sekere goed en ons sê, ag, dit is oukei, jy is so gebore, jy kan maar so lewe. En dis glad nie wat God ooit gesê het, nêrens in die Bybel nie. Hy sê daar's 'n stryd in ons. 'n Stryd tussen die gees en 'n stryd tussen die vlees. En ons moet nie toegee aan die vlees nie, maar oorgee aan die gees. Jy het gehoor in Galasiërs 5 wat die sondige lewenswandel is. Hoor nou, wat wil God hê, moet jy doen. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Jesus Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Baie vroeg in die Bybel in Eksodus 20 kom gee God al vir ons sy wet en sê dit is die riglyn hoe hy wil hê ons moet lewe. En dan hier in Galasiërs 5 kom wys hulle eintlik vir ons hoe kan ons lewe as Christene? Wat is belangrik? En hy beskryf die vlees, die verkeerde deel, en dan beskryf hy die gees, die goeie deel, die vrug van die gees, dit wat belangrik is. En ons dit toepas op ons lewens, as ons lewe soos volgens hierdie vrug van die gees, dan sal ons die perfekte Christelike lewenswandel hê. Dan gaan ons lewe soos wat Jesus vir ons bedoel het om te lewe. En dan gaan ons 'n verskil maak in die samelewing. En jy sal dit sien in jou huis, in jou gesin, in jou werksplek, daar waar jy beweeg, as jy die vrug van die gees uitleef. Verander alles. Maar laat ons mooi besef, die vrug van die gees begin binne in ons. Dis nie iets wat ons kan najag en sê, vandag gaan ek liefde gaan soek en ek gaan liefde kry, en môre gaan ek probeer om geduldig te wees, en oormôre gaan ek probeer om goedhartig te wees nie. Nee, hierdie is belangrike dinge in ons lewens, is binne in ons. Ons moet die gees binne in ons hê, en ons moet sorg dat die gees die stryd wen teen ons vlees. Moenie oorgee aan die sondige natuur nie.
maar gryp die vrug van die Gees aan en lewe volgens die wil van God. Amen.